Gemeente, ons begin vanoggend met 'n paar Kersliedere. Die eerste een is dan die bekende Die Heiland is gebore, die 353, ons sing vers 1, die 2. Kom ons net staan. Thank you.
Goeiemôre broeders en susters, kinders, al ons luisteraars, ook die wat vanoggend saam ingeskakel is, baie welkom in ons erediens vanoggend. Ons begin ons erediens deur saam te sing terwyl ons staan van lied nommer 354, daarvan die eerste en die tweede verse. O Christus ons verlange, U het ons heil gebring. En dan kyk ons hoe die seën uitgespreek word en direk daarna sing ons saam Psalm 138, die eerste en die tweede vers, sal met my ganse hart, o Heer, U loof en eer, U hoogheid huldig. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, terwyl ons so staan, kom ons doen nou almal saam belydenis van ons geloof. Ons doen dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Ek lees vir u die wet van die Here voor, maar 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Die wet van die Here soos wat dit ook in die Nuwe Testament aan ons voorgeskrywe is. Ek lees vir u uit Romeine 12 van vers 9 tot vers 21. Rigtingwysers vir gelowiges. Julle liefde moet ongeveinsd wees. Verafskiet die kwaad. Hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is. Treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here, maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou saam terwyl ons sit van lied nommer 244, daarvan die eerste vers. Alles, alles is genade, onverdiende guns alleen. Oh
Kom laat ons saam bid. Ewige, almagtige God, alles is genade. Dit wat U vir ons gee, dit wat ons elke dag doen en kan doen, dit waartoe ons in staat is genade. Dit is hoe U ons bewaar, hoe U na elkeen van ons omsien, vir ons krag en liefde gee. Here, in dankbaarheid kom ons vanoggend hier saam, en wil ons U naam loof, en wil ons U naam prys. Ons dank U vir geloof in ons harte. Ons dank U vir die blydskap wat ons almal kan ervaar as ons afwag om die koms van U Seun na die aarde toe te herdenk. Ons dank U dat ons deel het aan sy verlossing wat hy vir ons bewerk het. Here, berei U ons nou voor om U woord te hoor. U woord wat ewig is. U het deur die Heilige Gees ook U woord in ons harte geplant. U verwag van ons om vrugte te dra. Help U ons om ook vrugte uit dankbaarheid te dra. Help U ons om gehoorsaam te wees aan U woord. Ons bid dit, Here, om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons is in die adventtyd. Die advent is die afwagting tyd om die geboorte van ons Jesus Christus, van ons verlosser, te kan herdenk, te kan oordink. Met die doel daarop, met die oog daarop, lees ons vir u uit Lukas 1 vers 67 tot vers 80. Dit is die loflied van Sagaria. Lukas 1 van vers 67 tot vers 80. Sagaria, sy pa, is hierna met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê: lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk. Uit die nageslag van Dawid sy dienskneg, soos hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het, verlossing van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou. Die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons, gered uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees sou dien. En al ons daarvoor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy, kindjie, profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak, en om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word deur die vergewing van hulle sondes, danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môre son uit die hoogte oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas.
Die kindjie het gegroei en sterk geword deur die Gees. Hy het in die woestyngebiede gewoon, sodat hy in die openbaar voor Israel, totdat hy in die openbaar voor Israel begin optree het. Nou word hier gepraat van Johannes die Doper. Geliefdes, ons teksvers, ek wil 'n bietjie aandag gee aan die loflied van Sagaria, en besonder ook die eerste verse, omdat daarin iets weergegee word van, en jy moet saam met my bietjie daaraan dink, aan iemand wat eintlik uit die Ou Testament uitkom, Sagaria, uit die ou geslag, en onthou met die koms van Jesus Christus het 'n nuwe tyd eintlik aangebreek. So Sagaria sê, kom baie, en hy praat van profete van die Ou Testament, en van Abraham, en van dit wat in die Ou Testament ook na vore kom. Maar dan sluit hy aan, hier het iets gebeur. En die fokusvers is vers 68. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. Ek wil nou, ons het 'n skrifberuiming 4:2, en dit is 'n pragtige beruiming oor hierdie selfde loflied. Ek gaan vir Janet vra om hom vir ons te speel, en ons gaan die woorde volg. Ons gaan nie vanoggend dit sing nie. Dit is 'n bietjie moeilik, die woorde, so ons gaan aandagtig luister na die musiek, en ek vra dat elkeen die woorde ook sal lees en daaroor nadink. Kom ons doen dit so. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Sagaria, Johannes die Doper se pa, word met die Heilige Gees vervul, en hy tree op as profeet van die Here. Sagaria kon vir die afgelope 9 maande nie 'n woord praat nie. En jy kan jouself indink om stom te wees, bring allerlei probleme teweeg, wat oorbrug moet word. Stel jou voor, die kommunikasie wat hy met sy vrou moes gehad het. En van die pligte wat hy as 'n priester moes gedoen het, maar weens sy gebrek hy nie meer kon doen nie. Enige ingewikkelde kommunikasie het van hom vereis om sy woorde op 'n kleitablet te skrywe. Maar na 9 maande van stilte kan hy skielik weer praat. En wat is dit wat ons
uit sy mond uit hoor. Wat sê hy? Wat sou jy gesê het, as jy 9 maande lank nie kon gepraat het nie? En skielik is jou stem weer terug, en kan jy weer hoor. Wat sou jy gesê het? Sou jy dalk uitgebars het van die lag en van vreugde, buite rond gespring het en geskree het? Of sou jy dalk vir jou vrou gesê het hoe lief jy vir haar is? Of saam met jou kinders gelag het en vir hulle iets weer vertel het? Wat 'n wonder. Wat sou jy gedoen het? Sagaria, toe hy die eerste keer weer kan praat na 9 maande, begin om te sing en die lof aan die Here te bring. En die Here gebruik hom as 'n profeet om te vertel van iets baie besonder. Iets wat vir hom blydskap gebring het in die geboorte van sy seentjie, maar iets baie meer. Iets wat ook blydskap bring in ons harte met die geboorte van Jesus Christus. Kom ons hoor 'n bietjie wat hierdie profesie van Sagaria behels het. En nou probeer ons ook daardie blydskap ervaar wat Sagaria ervaar het in sy hart. Hierdie blydskap wat ons ook met Kersfees moet ervaar. Want die koms van ons verlosser is iets baie, baie besonder. Lukas het die evangelie volgens Lukas geskrywe aan Theophilus, sodat hy kan seker wees van die waarheid van die evangelie. En God wil vir Theophilus deur Lukas baie dinge geleer het. En een van die belangrikste dinge wat hierdie jong man Theophilus moes geleer het, is dat Jesus Christus in God na die aarde toe gekom het en onder sy mense kom woon het. En met daardie woorde begin en eindig Sagaria sy loflied. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. En hy eindig sy loflied af met die woorde, danksy God se innige ontferming, waardeur die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom. Hy begin en hy eindig sy loflied, eintlik met 2 presies dieselfde woorde. Nie so duidelik in die vertaling nie, maar in die Grieks is die woordjie, die Here het omgesien na sy volk, en die son het oor sy mense opgekom. Omsien en opkom is presies dieselfde woord. So eintlik is dit 'n pragtige omarming. Hoe sien die Here om na sy volk? Hoe sien die Here om na ons? Hoe gee die Here aandag aan jou as mens? En dit is wat hierdie profesie behels. Die gedagte dat God na die aarde toe gekom het om sy kinders op te soek en vir hulle te sorg, kry ons eintlik dwars deur die Bybel. In die Ou Testament het die Here by tye mense besoek en vir hulle 'n boodskap gebring. Hy het hulle opgesoek, hy het na hulle omgesien, hy het aandag aan hulle gegee. Maar dan het spesifieke mense. Ons lees daarvan hoe die Here vir Abraham en Sara besoek het in hulle ouderdom. En vir Sara gesê het, sy gaan verwagtend word met 'n babietjie. Ons lees ook 'n bietjie verder hoe Josef by sy doodsbed aan sy broers gesê het, ek gaan sterf, maar God sal beslis aan julle aandag gee en julle uit hierdie land laat optrek. Genesis 50 vers 24. God gaan aan julle aandag gee.
En dan gee hy aandag 430 jaar later, as hy vir Moses sê, ek gee noukeurig aandag aan julle en wat julle in Egipte aangedoen word. En dan vat die Here die volk Israel uit Egipte uit na die beloofde land toe. Die Here gee aandag. Ons kry ook iets daarvan as Rut en Naomi terugtrek na hulle land toe, dan sê Naomi vir Rut, die Here het weer aandag gegee aan die volk Israel en reën gegee. Daar is baie ander plekke wat dat baie uitdruklik gestaan in die Bybel, dat die Here aandag gee aan sy volk, aan sy kinders. En daar's wonderlike dinge wat gebeur as God aandag gee aan ons. Die begeesterde boodskap van Sagaria is dat God in Jesus Christus weer na sy kinders toe gekom het en na hulle omgesien het. Maar dit is nie dieselfde as baie kere wat ons daarvan in die Ou Testament lees nie. Hierdie koms van die Here Jesus Christus na die aarde toe was iets baie besonder. Dit het eintlik uitgestaan bo baie kere wat die Here aan sy volk aandag gegee het. Dis die wonderlikste en die grootste gebeurtenis as die Here weer aandag gee aan sy kinders. Jesus het daarvan gesê, hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat word en vir blindes dat hulle weer kan sien, vir onderdruktes dat hulle bevry word en om 'n genadejaar van die Here aan te kondig. Geen wonder dat die mense van Israel vir 'n baie lang tyd uitgesien het dat die Here weer aandag gee aan hulle nie. Die Griekse woordjie vir die woordjie aandag gee of omsien. Ons het gesê hy kom 2 keer hiervoor in die lied van Sagaria. En in die algemeen beteken dit nie net 'n gewone besoek, soos wat familie jou besoek by die huis nie. Dit het iets meer betekenis. Dit het iets van 'n evaluering en iets van 'n aanspreek van 'n situasie waarin 'n mens is. En 'n verandering daaraan te bring. Dit het iets daarmee te doen. God is immers die een wat alles sien en wat alle dinge weet. En nou is dit interessant dat hierdie woordjie wat gebruik word na omsien of aandag gee, eintlik in die woorde van die woord ouderling ook voorkom. Dis die werk van 'n ouderling en van 'n predikant om aandag te gee aan medegelowiges. Kom daar selfs voor. Daarom is ons huisbesoek nie sommer maar net 'n kuiertjie nie. Nie sommer maar net 'n hallo sê nie. Dis juis om daai aandag te gee aan 'n sekere situasie en dit aan te spreek, te bemoedig, te help, by te staan. Iets daarvan word ook in die ampt van die ouderlinge gesien. In die Nuwe Testament word Jesus Christus die herder en die bewaker van ons siele genoem. In ander woorde, hy het gekom om 'n sekere situasie by ons aan te spreek. Nie sommer vir 'n kuiertjie nie, maar om ons in ons siele aan te spreek, in ons binneste aan te spreek, 'n verandering mee te bring. Jesus het gekom om ons te verlos van ons sonde. Daardie besondere gebeurtenis. En nou is dit wonderlik dat Sagaria dit alreeds aanspreek in sy loflied by die geboorte van Johannes die Doper. Dat hy kan sing en sê, die Here het weer gekom. Hy spreek ons aan. Hy doen iets aan ons siele
Hy verander dit. Hy gee vir ons verlossing. Kom ons kyk nou na hierdie verlossing wat hy bring. Want dit is dit wat Sagaria oorsing en wat die Seun Jesus Christus aanspreek. En daar word gepraat van, in ons fokusverse, hy het bevryding bewerkstellig. En net in die volgende vers staan, hy het kragtige verlossing gebring. As jy die 1983 vertaling lees, dan staan daar iets van die horing van heil wat die Here bring. Met ander woorde, hierdie kragtige verlossing is amper soos 'n horing, 'n ramshoring wat verandering bring. In 'n ramshoring word geblaas as daar oorwinning in 'n oorlog is. So iets van hierdie oorwinning word aangekondig as jy in 'n geveg is, as jy beklei en jou kans is nie goed om te wen nie. En skielik kom daar lig en daar kom oorwinning en jy begin te wen en jy oorwin hierdie geveg waarin jy betrokke is. Dan blaas jy daai ramshoring. En dit is asof Sagaria iets daarvan sê. Onthou, die mense was in daardie tyd vir 400 jaar was daar stilte gewees. Soos dat hy die stilte ook ervaar het toe hy nie kon praat nie. Was daar by die volk ook stilte gewees. Die Here het nie meer met hulle gepraat nie. Van Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, tot in Matteus, die begin van die Nuwe Testament, was daar 400 jaar doodse stilte. En dis asof die mense maar op hulle eie gelos is. En dan skielik, dan is daar weer iets. Dan word die verlosser aangekondig. En dan kom Jesus Christus. Dis asof dit die kragtadige verlossing is in 'n tyd van stilte. Dan kom die Here en Sagaria wil dit aankondig. Hy wil dit uitskree. Hy wil dit uitjuig. Die Here het weer gehoor. Die Here praat weer. En hy praat deur die koms van sy Seun. Asof alles gekonsentreer word eintlik op hierdie verlossing. Die hele Bybel staan met oë gerig op die verlossing van Jesus Christus. Dis in die kern van ons hele woord. Dis soos 'n horing van verlossing, 'n horing van heil. Nou dink maar, julle wat diere ken, aan 'n buffel se horings. Dis gevaarlike dinge daai. 'n Bok veg met sy horings. En al sy krag word gekonsentreer in daardie horing van hom. En dit is waarom ons ook sê, al die genade van die Here word juis gekonsentreer in die koms van Jesus Christus. Dis die horing van verlossing. Dis die middelpunt van dit wat vir ons verlossing van ons sondes bring. Ek wil eindig met die pragtige woorde aan die einde. Hierdie verlosser is soos 'n môre son wat opkom. Sagaria beskryf dit in sy loflied. Hy sê, danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môre son uit die hoogte uit oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas. Is vir hom soos 'n môre son. Nou dink u, en stel u voor, u's 'n reisiger wat met u voete moet ry, moet reis. En skielik is dit donker. En in daardie tyd het hulle almal maar met donkies gery, hulle het die goed op die donkies gepak, en dan het hulle maar die pad gevat Jerusalem toe, of as hulle op 'n ander plek wil gekom het, en dit was nogal krities dat hulle voor donker by 'n plek moet aankom. Maar hier is dit skielik donkerte wat hulle oorval. En dan word hulle bang, want daar's wilde diere, en daar's rowers op die pad.
amper soos wat ons vandag op die pad ook is, en my kar breek daar in die middel van nêrens, en jy kan enige oomblik uit die bos aangeval word. Jy's broos, jy's in die donker, en dan skielik kom daar verlossing. Skielik is dit asof die môre son opkom, asof daar lig is, asof ek kan sien, en dat ek weer by 'n veilige plek kan aankom. Dis iets daarvan, daardie môre son. Nou is dit interessant dat Jesaja beskrywe ou Satan as 'n môre ster wat verval het. 'n Môre ster is nie so helder soos die môre son nie, maar hierdie môre ster het ook verval. Daar staan in Jesaja 14 vers 12, hoe het jy geval uit die hemelruim, môre ster, seun van die dageraad? Hoe is jy tot op die grond neergekap, jy wat nasies verslaan het? Iets van die mag wat Satan ook gehad het, maar hierdie mag het verval. Dit is nie so sterk nie. Dit word oorweldig deur die skyn van die son. Deur die son wat deurbreek. Waarom ek ook 'n foto vir julle plaas op die rekenaar, dat die son skyn. Dis soos as dit nog donker is, dan sien ek daai son opkom, die dag breek. En dit is hoe Sagaria dit ook raak sien, die môre son. En die lig in die duisternis. In die tyd van Sagaria was daar baie duisternis gewees. Die Here het nie meer gepraat nie, ons het gesê, vir 400 jaar was hy stil gewees. Skielik is dit asof daar 'n lig opgaan, asof hulle die woord van die Here weer hoor, asof dit vir hulle die lig in die duisternis gee. En Jesus Christus kom, en sy koms is nie net lig nie, maar dit bring ook vrede vir my. Sagaria sê, om ons voete op die pad van vrede te plaas. En hoe belangrik is vrede nie? Vrede is die boodskap wat ons ook uitdra in Kerstyd. Vrede is wonderlik. Waar soek ons vrede? Die boeddhiste sê, daar is 8 groot dinge wat vir 'n mens kan vrede bring, as jy daaraan dink. Volkome verstaan, volkome denke, volkome spraak, volkome aksie, volkome bestaansmiddele, volkome poging, volkome bewustheid en volkome konsentrasie. Hulle vind hulle vrede daarin. En dis waarom 'n boeddhis sit en hy dink aan hierdie dinge. Die New Age beweging sê dat ons moet eintlik vrede in onsself vind, in ons diepste binneste. Dis waar ons vrede moet vind. Wat sê ons as Christene? Ons kan ons vrede net op een plek vind. In Jesus Christus. Hy plaas ons voete op die pad van vrede. En in 'n omgekrapte wêreld, waar alles gebreek is en geweld getuisterd is dit Jesus Christus wat vir ons vrede in ons hart bring. Vrede met God. Vrede met ons medemens. Vrede met onsself. Hy maak dit vir ons moontlik. En daarom kan ons saamvat en vanoggend sê, God het gekom na die aarde toe, in Jesus Christus. Hy is die een wat omsien na jou, wat aandag gee aan jou. Daaroor kan ons die Here loof en prys in ons harte. Hy is die een wat vir ons kragtige verlossing bewerk het. En dink aan 'n horing van heil. Alles word gekonsentreer in die koms van Jesus Christus. En skielik is daar oorwinning. Hy is soos die son wat begin skyn in 'n donker wêreld. En dan kan ons almal weer sien, ons kan veilig wees. En as ons veilig is, dan kan ons vrede hê in ons harte. Vrede met God, vrede met ons medemens, vrede met onsself. Dis wat die Here vir ons bewerk het. Dis waaroor ou Sagaria sing en waaroor hy profeteer. En ek dink elkeen van ons kan dit ook sing. Dink daaraan.
Jy kan vir 9 maande nie praat nie en skielik kan jy weer praat. Wat sal jy sê? Bring lof aan jou God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat U vir ons vrede gee. Dat U is soos die môre son wat opkom, waar ons veiligheid kan vind. U het vir ons kragtige verlossing bewerk. Here, ons dink daaraan en ons berei ons voor om dit te oordink met Kerstyd, die koms van U Seun Jesus Christus. Dit het vir ons ongelooflik baie betekenis. En ons wil vir U dankie sê daarvoor. Ons hele lewe draai om sy verlossing en om sy genade. Here, ons bid dat U met elkeen van ons sal wees. Die wat swaar kry, die wat worstel, die wat alleen is. Ons bid dat hulle in U vreugde mag kry. Dat hulle vrede mag vind. Ons bid vir krag en vir herstel as daar siekte is. Ons harte gaan ook uit na die wat in rou is, wat in hierdie tyd voor Kersfees ook ervaar het, dat 'n geliefde nie meer daar is nie. Ons bid vir hulle, Here. Ons bid dat U sal sorg, en dat U krag en genade sal gee. Ons bid dat U vir ons sal bewaar as ons ook met vakansie gaan, of as ons by die huise is. Here, gee dat ons 'n geseënde tyd met mekaar sal hê, maar ook 'n tyd van besondere oordenking aan U genade en aan U heil wat U vir ons bewerk het. Ons bid vir ons kerk, vir die kerke oor ons land, dat ons ook in hierdie tyd die boodskap van U verlossing duidelik en helder mag hoor. Ons bid vir ongelowiges, dat U ook in hulle harte werk, dat hulle ook iets van U genade mag vind en daarop mag reageer. Ons bid vir die wat die woord uitdra. Ons bid vir ons regering. Here, ons leef ook hier in Suid-Afrika in 'n tyd van vrees. Daar is weer 'n opbloei en 'n pandemie. Ons is elkeen broos. Ons besef dit die afgelope 2 jaar al lank hoe broos ons is. Maar ons hou vas in geloof aan U. En ons bid vir bevryding. Ons bid dat ons ook hierdie ou virus kan oorwin. Help U ons ook daarmee. Lei U ons, Here. Ons bid dit in afhanklikheid van U, om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons gaan nou vir U geleentheid gee vir barmhartigheid. En direk daarna gaan ons almal saam sing lied nommer 358, daarvan die eerste tot die 3de verse. Lied nommer 358 vers 1 tot 3. Welkom, o stille nag van vrede onder die suiderkruis.
Baie dankie, dit is wonderlik om hierdie lied op so 'n manier ook te kan sing. Ontvang nou die genade van die Here en gaan met vreugde en met vrede in die harte na u huise toe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. Geliefdes, ons het net die volgende afkondigings. Die kollekte vanoggend by die deure is vir sending. Volgende Sondag se kollekte word ook aan sending afgestaan. Ons vra dat u in die gebede ook sal dink aan almal wat siek en verswak en bedlêend is. Ons wil saam met die volgende lidmate ook ons vreugde aan die Here bely. Oom Piet Venter verjaar die 13de Desember. Oom Piet, kan ons maar sê hoe oud? Oom Piet is dan 82 jaar oud. Baie geluk Oom Piet. Oom Piet is ook vir ons 'n baie mooi voorbeeld van iemand wat standvastig is. Baie dankie dat ons nou Oom Piet ook kan opsien. Baie dankie. God se ryke seën word aan u toegewens met hierdie nuwe lewensjaar. En dan Renier en Henna de Jager, hulle vier op die 18de Desember hulle 56ste herdenking van hulle huweliksdag. Baie geluk Renier, Henna. Baie geluk met julle huweliksherdenking. Julle is ook vir ons 'n mooi voorbeeld van twee mense wat mekaar pragtig ondersteun. En ons kan ook opsien na julle. Baie dankie daarvoor. 'n Motorwag is op diens en 'n donasie kan in die silwerkassies by die deure geplaas word. Daar's nog wors beskikbaar by die kerk. U kan dit teen R85 per kilogram kan u ook dit bestel of kom afhaal. Ons herinner u dat ons Kersdiens die 25ste Desember, dis 'n Saterdag, om 9uur gaan wees. Dominee Koos Kloete gaan die erediens hier waarneem. Hy het 'n ander erediens 8uur en hy het gevra of ons die erediens daarom om 9uur kan hou. So ons erediens is om 9uur. Dan die Kokkie Venter was in die hospitaal, sy's by die huis weer terug, Oom Piet. Ons dink aan haar en baie sterkte vir Oom Piet hulle ook, dat sy gou ook weer kan heeltemal herstel. Baie sterkte. En dan is dit met leedwese dat ons gehoor het dat ouderling Johan Eysel se vader Vrydag oorlede is en ons vra u om ook op te staan en ook hierdie familie aan die troos van die Here op te dra, asseblief. Baie dankie.